Geliefdes in die Here Jesus, ek groet u een en elkeen in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my 'n opregte voorreg om weer hier te kan wees vandag en om die woord van die Here saam met u te kan oopmaak en daaruit gevoed te kan word. Baie dankie dat u hier is. Dankie dat u opgekom het na die huis van die Here en ook dankie dat u saam met my wagtend is op dit wat die Heilige Gees met ons wil deel vanoggend. Baie welkom hier. Ek wil graag vir ons 'n paar afkondigings voorhou namens die eerware kerkraad. Vandag het ons 'n gebedstyd gehad om 8:00 die oggend. So 8:00 kom ons bymekaar en dan bid ons bietjie saam vir die dienste wat voorlê hierso en in Parys. En dan vertrou ons die Here en na die tyd drink ons dan 'n lekker koppie koffie of tee en dan is ons sommer gerad vir die dag. Voorsang voorbereiding het begin om 18:15 vanoggend en ons eredienste begin dan elke Sondagoggend om 8:45. Vanoggend se skriflesing is uit Kolossense 3 vers 1 tot 17. Die kinderbediening gaan voort vandag om 10:15, 10:15 tot en met 11:00. Ons nooi al die kindertjies om dit te kom bywoon. Oom Handes gaan dit vir ons aanbied vanoggend en ek hoor daar is lekker dingetjies beplan. So kom asseblief en woon ons kinderbediening by. Dan is daar ongelukkig vanoggend geen tweede diens of tee of koffie na die diens nie en dit is as gevolg van die CVV en kinderbediening vergadering wat direk na die diens gaan plaasvind vandag. Dan is dit ook sommer ons volgende 2 afkondigings. Die CVV vergadering vind direk na afloop van die diens plaas daar agter in die saal. Ons wil graag al die dames uitnooi om hierdie CVV vergadering by te kom woon. Dit is 'n heerlike geleentheid vir die dames om saam te kom en te beplan en allerlei dingetjies uit te dink vir die kwartaal wat voorlê. Die CVV is die trots van ons gemeente en ons is opgewonde om te sien wat ook uit julle vergadering uit mag kom. Baie seën dan ook vir julle wat dit gaan bywoon. Daarna, direk na die CVV vergadering, is daar ook 'n kinderbediening vergadering. So ons vra dat al die sondagskoolpersoneel asseblief daar sal wees vir hierdie vergadering. Hierdie keer is dit om te beplan watter lekker dingetjies ons vir julle kan uitdink vir die kwartaal wat voorlê. Dan in hierdie week, Woensdae het ons oggendbidure om 9:30 by Tannie Rita Brinkman. Die gemeentebidtuur vind ook op die Woensdag plaas om 6:30 by die kerk. Donderdag is daar 'n aanlyn bidtuur 7:00 die aand via die Google Meet skakel. Nou ek wil sê, ek het dit nou uiteindelik uitgevind nadat ek nou in al die settings gaan rondspeel het om almal te forceer om hulle kameras af te sit. So jy hoef nou nie meer bang te wees jy gaan per ongeluk vir ons omtrent net 2 neusgate wys nie. Ons maak nou doodseker almal se kameras is af. So jy kan met gemoedsrus inskakel en dan kan jy saam met ons die Bybelstudie dan ook so geniet. Vrydag is daar 'n vroeg Vrydagoggend hier by die kerk om 8:00 ook 'n goeie Vrydag boodskap wat Dominee Reine vir ons hier gaan waarneem. Ons het ook 8:00 'n boodskap in Parys wat ek self sal waarneem en ons wil u graag uitnooi om dit te kom bywoon. Vanoggend is Palm Sondag. Ek weet nie of u dit weet nie, maar dit is die dag wanneer ons herdenk die oomblik toe die Here Jesus op die vel van 'n esel by Jerusalem ingegaan het en die laaste deel van die Here Jesus se lewensverhaal hier op aarde begin om af te speel. En dan teen Vrydag is dit dan Goeie Vrydag wat ons die kruisiging herdenk en dan die Paas-Sondagdiens wat dan ook gaan plaasvind die volgende Sondag en dit gaan by die gewone tyd hier by die kerk plaasvind. Ons wil u regtig uitnooi, as dit vir u enigsins moontlik is, ek hoop nie dis moeilik nie, maar as dit enigsins moontlik is, kom woon asseblief hierdie dienste saam met ons by en bring ook aan die Here die eer op hierdie spesiale dag. Dan is daar 'n paar spesiale datums wat ons graag onder die aandag wil bring. Die 17de tot die 21ste April is daar by Eden 'n Paaskonferensie. So ek weet nie of daar van nie is wat die Paaskonferensie gaan bywoon nie. Hulle saai dit ook gewoonlik uit op Webwoord en op YouTube, so jy kan bietjie kyk vir skakels daar, maar dit is die Eden Paaskonferensie wat dan nou plaasvind. 18 April is Goeie Vrydag, 20 April Paas Sondag.
Die 25ste tot die 28ste April is die nasionale jeugkamp. Nou hier wil ons regtig graag 'n groot oproep doen. As jy tussen 13 en 18 is, kan jy nie bekostig om hierdie jeugkampe mis te loop nie. Dit is 'n ongelooflike lekker geleentheid. Jy ontmoet duisende nuwe, wel nou nie duisende nie, maar honderde nuwe jong mense. Jy leer die Here op 'n ongelooflike manier ken en jy is daar binne in die kultuur en binne in die hartjie van ons kerk by Ehrenkamp terrein. Ons as gemeente het besluit dat ons vir jou sal betaal, so al wat jy moet doen is om jou naam vir my te stuur en dan reël ons vir jou vervoer om daar uit te kom. Ons reël vir jou dat dit betaal word vir jou. Ons sal alles in ons vermoë doen om jou daar te kry dat jy dit ook kan geniet. Ek onthou hoe ek self daar die jeugkampe bygewoon het en hoe dit regtig 'n ongelooflike verskil in my lewe gemaak het. So ek wil u regtig uitnooi om my te kontak en te kyk of u nie miskien daardie week dan ook die nasionale jeugkamp kan gaan bywoon nie. Die 4de Mei is daar 'n kerkraadsvergadering waarin ons die kerkraad net herinner en dan ook op die 4de Mei is daar 'n senior byeenkoms waar jy weer lekker gaan kuier. Dan die Frida sal weer vir ons die plek en die tyd 'n bietjie nader aan die tyd bekend maak. Dan is die kerk se bankbesonderhede daar op die skerm ook. Ek wil net noem en sê baie dankie vir elkeen wat getrou hulle 10de betaal. Ons weet, julle doen dit nie vir ons nie, julle doen dit vir die Here. Maar die 10des wat inbetaal word, dra ons as 'n gemeente. Dit maak dit vir ons moontlik om 2 predikante hier te kan bekostig, sodat ons die bediening hier en in Parys kan voortsit, waar die Here ons ook geweldig baie seën. En dit help ons as 'n gemeente om allerlei funksies en uitreikaksies en allerlei dinge mee besig te wees, waarvan jy miskien nie eers altyd bewus is nie, maar waar die Here ons tog kragtig gebruik. So regtig baie dankie net uit ons harte uit vir elkeen wat getrou en gehoorsaam is en hulle 10de betaal. U kan ons ook op sosiale media vind by EG Kerk Sasolburg. En dan net 'n noem, daar is ook gebakte beskuit teen R50 vir 500 gram. Dis dan die Susan in Parys gemeente wat dit vir ons bak. Dan die Susan is 'n bobaas bakker. Sy bak al haar hele lewe lank en sy bak vir ons heerlike beskuit. Mense vra my watter tipe beskuit dit is. Dis die droë tipe. Ek het nie geweet jy kry verskillende tipes beskuit nie. Maar dis lekker beskuit, ek kan vir julle dit sê. Dis R50 vir 500 gram. As jy regtig wil weet, sal ek haar vra. Maar die beste manier om uit te vind is om 'n pakkie te bestel en dit dan self uit te toets. Tannie Susan doen dit nie om haar eie sak vol te maak nie, maar die fondse samel sy juis in sodat sy die kerk kan help en sodat ons van ons agterstallige skulde ook dan nou kan afbetaal. Dis die gebakte beskuit projek. Dan ons verjaarsdag. Eers ons gebeure. Ons bid saam vir die inhoud van ons gebedsbak, ons gesinne, ons huwelike en ons kinders. En dan het ons 'n paar name waarvoor ons in besonder die Here wil vertrou. Eerstens vir Tannie Ethel Becker. Tannie Ethel, vir die van die wat nie weet nie, het haar voet laat amputeer en daar is komplikasies weer daarna gewees en allerlei uitdagings en Tannie Ethel het regtig ons gebede nodig. U sal weet dat Tannie Ethel al 'n lang pad in hierdie gemeente stap, dat sy baie diep in baie van ons harte is en ek wil regtig vir u motiveer. Kom ons bid vir Tannie Ethel en ons vertrou die Here dat ons haar ook vinnig weer in ons midde sal sien. Ons bid vir klein Martin Du Plessis, klein Martin wat uitdagings maar met die beentjie het, terwyl hy op so 'n jong ouderdom is. Dit gaan al baie beter met hom, maar ons vertrou nog steeds die Here vir volkome genesing. Ons bid vir oom Japie Legrandsie. Oom Japie, ons is bly om oom hier te sien, maar ons vertrou ook vir die Here vir die uitdagings wat oom en oom se liggaam het. Vir oom Johan Schreder wat ek ook baie bly is om hier te sien. Oom Johan het komplikasies met die oog gehad. Ons is bly om oom hier te sien en ons is bly oom kan ons vanoggend sien. Dan is ons ook besig om te bid vir oom Len van Pletsen. Oom Len is op die oomblik in die hospitaal. Hy het 'n rhinovirus opgedoen. Nou, dit klink baie erg, maar 'n rhinovirus is maar net 'n vorm van intense griep. Hy lê in 'n isolasiekamer en saam met dit het hy nog steeds pyne op sy bors, verskriklike pyn in sy bors wat hulle nie kan verduidelik of kan verklaar nie, saam met 'n mantelvliesbreek. So,
daar is 'n klomp dinge wat op hierdie stadium in oom Len se liggaam verkeerd gaan, wat vir hom geweldig baie pyn en ongemak veroorsaak. Die rhinovirus wat hy gekry het nou nog veroorsaak dat hy by dit alles begin hoes, en elke keer as hy hoes, dan is die pyne in die borskas net soveel erger. So ek wil regtig vir u vra, terwyl oom Len 'n getroue broer in ons kerk is, 'n kerkraadslid, iemand wat die voorsitter van ons kerk, visievoorsitter van ons kerkraad was vir baie jare, laat ons regtig die Here vertrou om ook vir hom aan te raak en vir tannie Elmarie by te staan, wat ook langs sy bed moet sit. Dit is nie 'n maklike tyd in hulle lewens nie, en hulle het regtig ons gebed en ons liefde nodig. Ons bid vir tannie Ria Roos, ons is bly om tannie Ria ook hier by ons te sien, en die uitdagings wat sy ook in die liggaam het. Ons bid vir Rosanne Stein, ons bid vir tannie Wanda Viljoen, ons bid vir Abri wat ook vanoggend hier so is, en dan bid ons ook vir Abri se ouma, tannie Anna Lombard, wat ook herstel na haar heupoperasie, nie jeugoperasie nie, heupoperasie, en ook maar nog met allerlei uitdagings sit, wat die ouderdom en die heup en die diabetes en al hierdie dinge betref. Ek wil regtig vir u motiveer, ek weet ek sê dit elke keer, ons moet asseblief bid. As ons bid, verander sake. Hierdie bladsytjie moet saam met jou in jou binnekamer ingaan. Hierdie name moet op jou hart gedra word, sodat jy ook die Here kan vertrou vir hierdie mense. Dit is nie net ons plig nie, dit is ons voorreg om vir hierdie mense dan ook te bid. En dan wil ek graag sê, ons kan ook die Here vertrou vir algemene siektes, dis maar die verandering van die seisoen, dit raak nou weer koud en warm en nat en hoog en droog, en 'n klomp mense sit maar met sniffels in die neuse en waterige oogies, en dit voel nie lekker nie, en is halfvol medikasies. Ons die Here regtig vertrou dat die Here ook ons mensie sal aanraak, ons gesond sal hou, en ons sal bewaar in hierdie tyd. Maak seker julle drink julle vitamiene, en bly uit die koue uit. OK, klaar gepreek oor dit. Dan verjaarsdae, uiteindelik. Ons het gedink dat dit vandag oom Johan Roos se verjaarsdag is, maar ons het net vergeet om dit laas jaar al reg te maak op die kalender. Ek het hom plegtig beloof dat ek dit vandag gaan doen, maar oom Johan verjaar die 13de April, dit's nou Woensdag. So ek en die tannie en Mia het afgespreek, oom Johan verjaar nou van vandag tot Woensdag. So as julle wil koek hê, kan julle enige tyd binne hierdie tydperk daar by hulle inval, en hulle sal dan die koek vir julle gereed hê. Mia het gesê sy gee nie om skorrelgoed te was nie, so julle kan kom, koppie, spierings, maagvuil, net wat julle wil. Baie geluk, oom Johan Roos, ons vertrou ook dat dit vir hom 'n pragtige jaar sal wees wat voorlê. En dan op die 17de het ons vir tannie Ann Lombard, oom Bram ook aan tannie Ann asseblief oordra. Hulle het in 'n nuwe huis ingetrek, so dit is 'n hele nuwe omgewing, 'n hele nuwe lewe wat begin, nuwe uitdagings, maar ons vertrou ook die Here dat dit met tannie Ann baie goed sal gaan in die jaar wat voorlê. Graag gee ek vir julle die woorde van 3 Johannes 1 vers 2 wat sê: Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. En dit is regtig die gebed van ons harte. Ons bid dat dit met julle goed sal gaan. Ons bid dat die Here julle gesond sal hou, soos wat hy die siel ook gesond hou en lief hê en koester en opbou. Baie geluk met die verjaarsdag. Dit dan wat ons afkondigings betref. Kom ons bid. Dankie liewe Vader vir die finansies, dankie wat U dit vir ons gegee het om dit te mag gebruik, te benut. Vader, dankie waar ons dit vir U kan teruggee en help dat ons dit altyd ook vir U sal wil teruggee en teruggee. Here Jesus, seën asseblief die boodskap, die woord, seën ook ore, maak ons harte oop en ons ore oop, en ook dat ons sal hoor en ook sal uitgaan en gaan doen. Vra dit in U naam. Amen. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë en dan vertrou ons die Here in gebed. Vader, ons kan nie anders as om te roep, U is ons harts verlange. Ons verlang om U te ken, Here, ons verlang om U stem te hoor. Ons verlang om ingeplant te bly in U, die ware wingerdstok.
Ons verlang, Vader, om aan U voete te sit en gevoed te word deur U Gees en deur U woord. Ons verlang, Here, om daar by U te wees wanneer die rol afgelees word. Ons verlang, Vader, om gevul te word met U Gees en wonderlike dinge in U naam te doen. Ons verlang, Vader, om U woord uit te leef en uit te dra aan 'n verlore gaande wêreld, sodat almal U mag ken as die groote, die heerlike, die ewige God. Ons verlang, soos 'n wildsbok verlang na water, ook na U. Antwoord dan in hierdie oggend, Here, ons verlange, en kom word U in ons midde teenwoordig. Kom word U in ons midde heilig, sodat ons U kan ervaar, sodat U Gees in ons kan roer, sodat ons deur U woord mag lewe. Ons loof U, o God van die eeue, tot in ewigheid. Bring ons U die eer. Amen. Ek wil U graag nooi om die woord van die Here oop te maak en ons gaan vanoggend 'n bietjie anders as wat ek in die verlede die laaste ruk gedoen het, die hele hoofstuk van Kolossense 3 saam lees, vers 1 tot 17 van Kolossense hoofstuk 3. En U gaan saam met my sien dat daar 'n bietjie van 'n verandering in die brief plaasvind wanneer ons hier in die 3de hoofstuk aankom. My Afrikaanse juffrou op skool sou gesê daar's 'n verandering in die styl en die toon waarmee die apostel skryf. So ek is baie opgewonde om dit met u te deel. Kolossense 3 vers 1 tot 17 staan daar. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. Regtig 'n
ongelooflike kragtige hoofstuk wat Paulus aan hierdie gemeente skryf. Nou beide ek en my dierbare vroutjie wat daar agter sit, het 'n Timo probleem. Nou ek weet nie of julle almal weet wat Timo is nie, maar Timo is 'n app wat jy op jou selfoon aflaai waarin jy allerlei dinge van China af kan bestel teen 'n fraksie van die normale koste. Ons sal spesiaal 'n paar geldjies wegsit en spaar, net sodat ons die absolute snert kan koop wat daar op hierdie toepassing te koop is. En alles is hier te koop. Van plastiek skoene wat jy vir jou kat kan koop teen R5 tot 'n sagte kussing wat soos 'n toastbroodjie ruik vir jou TV-kamer. Maar een ding wat 'n mens baie vinnig leer van hierdie toepassing wat op die selfoon is dat China geen beloftes maak nie. 'n Mens moet baie mooi lees en baie mooi dink voordat jy koop. Ons het byvoorbeeld al 'n skadu-net gekoop vir die agtertuin wat omtrent so groot is soos 'n vaardoek. Ons het 'n outomatiese stofsuier gekoop wat met batterye werk en in die rondte spin soos 'n kinderspeelding. En ons het al 10 potjies gom gekoop wat so hard geword het in die tyd dat dit hier aangekom het dat mense dit vandag kan gebruik om diamante te sny. Dis maar 'n risiko wat 'n mens het wanneer jy Mike skoene en Pumba tekkies vir jouself op die internet koop. Wanneer jy gaan vir die vervalste en die nagemaakte produkte. Jy betaal dalk R10 vir 'n produk wat normaalweg R1000 kos, maar jy betaal die versteekte koste van frustrasie en teleurstelling wanneer jy met hierdie valse produkte te doen kry. Nou die rede hoekom ek hiervan vertel, is nie net om ons huis te spot nie. Die eerste 2 hoofstukke van die brief aan die Kolossense het vir my gevoel soos hierdie vervalste produkte van die evangelie waarmee ons besig is. Wanneer Paulus in hierdie eerste 2 hoofstukke skryf, dan fokus hy op die nagemaakte, die aangepaste evangelie wat mense aan hierdie gemeente probeer verkoop het. Mense wat die evangelie op een of ander manier duurder of goedkoper wou maak of net anders wou maak as die oorspronklike en mense daardeur om die bos gelei het. En 'n mens kan Paulus se frustrasie en sy teleurstelling in hierdie valshede amper aanvoel wanneer mens hierdie hoofstukke lees. In Kolossense 2 vers 23 sê hy sommer reguit dat alhoewel hierdie weergawes van die waarheid soos die regte waarheid lyk, alhoewel dit dalk dieselfde beloftes maak en net so goed en net so mooi en net so heilig lyk, is dit maar net soos baie van die Timo-produkte wat afgelaai word, waardeloos. In Kolossense 2 vers 23 skryf hy, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, met ander woorde, alhoewel dit lyk asof dit wysheid is, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in strengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis die valse, die verkeerde, die leë produkte. Maar in hoofstuk 3 kry ons 'n totale verandering, 'n totale kontras met dit wat hy bespreek het in die eerste 2 hoofstukke. U sien, in hoofstuk 3 beweeg Paulus nou heeltemal weg van hierdie valshede wat die kerk aangeval het en uiteindelik kom hy uit by die ware, regte produk. Hy het klaar vir hulle verduidelik hoe lyk die verkeerde, hy het vir hulle verduidelik hoe lyk die valse en die leë, doellose uitwerking wat dit op mense se lewens gehad het en nou wil hy vir hulle kom wys. Hoe lyk die regte evangelie? Hoe lyk die ware evangelie wat mense kan hoor en wat mense se siele uit genade uit kan red en wat mense se lewens kan kom verander? 'n Mens kan hoofstuk 3 in 3 dele verdeel. Ek het die dele daar vir ons op die bord gesit. In vers 4 beskryf Paulus die evangelie. Hy beskryf die ware evangelie soos daardie evangelie wat hy die eerste keer
aan die Kolossense kom verkondig het, waardeur hulle ook gered geword het en waardeur hulle die Here Jesus aangeneem het. En dan beskryf hy ook hoe die lewens van daardie mense wat hierdie ware evangelie aangeneem het, veranderd is. Inteendeel, hy praat so baie oor hoe hierdie evangelie 'n uitwerking in hulle lewens gehad het, dat hy so ver gaan as om in vers 10 vir hulle te sê, dat hulle nou nuwe mense is. Met ander woorde, hierdie ware, egte evangelie wat hy in vers 1 tot 4 beskryf, het so 'n impak gehad op jou lewe. Dit was so kragtig, so sterk, die verandering, dat dit is asof jy nie meer dieselfde mens is as wat jy was voordat jy hierdie evangelie gehoor het nie. Jy's nou 'n nuwe mens. In vers 5 tot 9 kyk hy dan na die dinge wat nie meer deel van hierdie nuwe lewe is nie. So baie keer, wanneer 'n mens hierdie evangelie aangeneem het en in hierdie nuwe lewe begin, dan is dit asof 'n mens van die gewoontes en van die dinge van die ou lewe nog so half wil saamsleep. Dus soos iemand wat na 'n begrafnis toe gaan om iemand te begrawe, maar so elke nou en dan nog daardie persoon wil gaan opgrawe om 'n bietjie saam met hulle te dra. En Paulus kom in vers 5 tot 9 en hy sê, daar's sekere dinge wat jy nou moet, en hy gebruik 'n baie sterk woord, wat jy nou moet doodmaak. Engels sê dit so mooi, that you have to kill. Wat jy nou finaal in die graf moet gaan sit. En dan in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk 10, vers 10 tot 17, kom praat hy van die dinge wat nuut geword het in hierdie nuwe lewe. Die nuwe lewe se attribute, hoe lyk hierdie nuwe lewe wat daar vir my en jou in hierdie evangelie is. Nou ek gaan met u eerlik wees, toe ek die boodskap uitgewerk het, wou ek oor die hele hoofstuk gepraat het. Maar toe gaan ek na my vrou toe en ek sê vir haar, ek is al klaar geneig om oor my tyd te preek en ek sien hoe die mense vir my aangleer. So ek dink ek gaan net oor nommer 1 en 2 preek, die evangelie en dan die dinge wat nie meer deel is nie. En toe ek so halfpad oor die evangelie gepraat het, toe sê ek vir hulle, ek kan nou nie meer oor die dinge praat wat nie meer deel is nie, ek gaan net oor die evangelie praat. En vanoggend wil ek net daardie eerste 4 verse met julle bespreek. En ek weet dat baie van ons wat hier sit vandag kinders van die Here is en dat ons al hierdie evangelie gehoor het. Maar ek kan u waarborg, dat as u dit begryp en as ons dit verstaan, soos wat ek dit ook verstaan het of begin verstaan het toe ek dit voorberei, dat dit vir ons opnuut waarde sal hê. En ons opnuut sal motiveer om hierdie nuwe mens te wees wat die Here Jesus ons gemaak het. U sien, alles waarvan Paulus in hierdie hoofstuk skryf, word gebou op die fundament wat hy in hierdie eerste 4 verse skryf. Hy herhaal aan die gemeente die waarhede van die evangelie op 'n bondige en digterlike manier, en elke mens wat dit lees, behoort dit dan eintlik te kan onthou. Hy beskryf hier die evangelie asof dit 3 oomblikke is. So hy verdeel die evangelie in 3 oomblikke, maar as 'n mens mooi daaroor gaan dink, is hierdie 3 oomblikke wat hy beskryf, eintlik 3 werke wat die Here in die kind van God se lewe kom doen. 3 dinge wat die Here in jou lewe kom doen het en nog gaan doen, as jy vandag hier sit en jy getuig dat jy 'n kind van die Here is. En ek is opgewonde om dit met u te deel. Hy beskryf hierdie 3 oomblikke onder een tema, hy noem dit die verborge lewe. Daarin die eerste 4 versies sê hy, julle lewe is saam verborge in Christus. Nou verborge beteken weggesteek.
En 'n mens wil amper wonder, maar Paulus, hoekom noem jy dit 'n verborge lewe? Wat is weggesteek van hierdie lewe? En die wonderlike nuus wat ek met u kan deel vanoggend is dat wanneer Paulus skryf oor hierdie nuwe mens wat die Here Jesus ons gemaak het, die dag toe hy ons uit genade uitgered het, het hy ons iets gemaak wat so nuut is en so anders is dat ons dit vandag nog steeds nie ten volle kan verstaan nie. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 12. Hy skryf: want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Met ander woorde, hierdie evangelie wat hierdie nuwe lewe gemaak het in elkeen van ons lewens as ons 'n kind van die Here is, het ietsie so nuut kom maak dat ons dit nog nie eers ten volle kan verstaan nie. En dit maak my so 'n bietjie opgewonde om te weet dat ten spyte van die feit dat ek oorweldig is deur die genade van die Here en die liefde van die Here, dat hy my siel uit genade uitgered het, dat ek nog nie eers in my menslike verstand kan begin om te besef wat presies hy vir my gedoen het nie. Die grootste deel van hierdie ysberg van liefde is nog steeds vir my versteek. En dit maak my nuuskierig. Dit maak my nuuskierig as gevolg van die woorde wat die apostels gebruik om hierdie versteekte deel te beskryf. Hulle noem dit die heerlikheid. Hulle noem dit al die seëninge in die hemele in Christus. Hulle noem dit die openbaarmaking van die kinders van God. Asof iemand vir die eerste keer op 'n verhoog hulle self tentoonstel en hulle self openbaar maak. Of soos 'n kunstenaar wat vir die eerste keer 'n nuwe CD uitbring, word daar gewag deur die heelal op die openbaarmaking, die volle verstaan van wat dit beteken om God se kind te wees. Die deel wat ons wel ken, is die deel wat Paulus beskryf in vers 1 tot 4. En hy beskryf dit as 3 oomblikke wat ons saam met Christus deurleef. En ek gaan nou my 3 punte vir u sê, sodat u kan verstaan hoe hy dit verduidelik, maar hy beskryf hierdie 3 oomblikke as die feit dat ons saam met Christus gesterwe het, die feit dat ons saam met Christus opgewek is, en die feit dat ons saam met Christus verheerlik sal word. Nou elke keer maak Paulus moeite om vir ons te herinner dat elkeen van hierdie oomblikke of hierdie werke van God in die kind van God se lewe word saam met Christus gedoen. Met ander woorde, Jesus Christus is die middelpunt. Jesus Christus is alles. Hy is die een deur wie ons gered word. Hy is die een wat ons red. En soos wat jy in hierdie gedeelte gaan sien, selfs sy lewe word vir ons 'n voorbeeld van wat God vir ons gedoen het. So kom ons kyk na die eerste oomblik. Die eerste oomblik sê, die verborge lewe begin as ons saam met Christus sterwe. En ek lees vir ons die woorde van Kolossense 3 vers 3. Daar staan: want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hierdie vers gebruik die Here Jesus se dood nie net as die manier waardeur ons gered word nie, maar ook as 'n voorbeeld van wat dit beteken het toe ons gered was. In 'n sekere opsig gaan ek dood die dag wanneer ek die Here Jesus Christus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Nou ek weet dit klink vreemd, maar ek wil dit graag vir u verduidelik. Ek wil verduidelik wat ek daarmee bedoel. En om dit te verduidelik, het ek so half nodig om alles oorhoofs te verduidelik. U sien, die dag toe ek gebore is, het ek myself in baie erge moeilikheid bevind.
In die eerste plek leer die Bybel vir ons dat ek in sonde gebore en ontvang is. Dit beteken dat ek met sonde soos 'n bose passasier in my binneste gebore is. Hierdie sonde wat in my woon het nie net gemaak dat ek sonde doen nie, maar dit het my 'n slaaf van sonde gemaak. Ek kan nie ophou om sonde te doen nie, selfs al probeer ek my bes. Sonde is in my natuur van geboorte af. Dawid skryf in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Wie leer vir 'n kind om sonde te doen? Wie leer vir 'n kind om vir sy ouers te jok? Roep mamma en pappa eendag vir Boetie en Sissie en sê, hoorie, so kom ek weer graag leer hoe om nie die waarheid te praat nie. So stap nommer 1, jy kry die waarheid, en stap nommer 2, jy vertel iets anders. Ons het nie nodig om dit te doen nie, hulle weet dit van self. Wie leer vir 'n kind om 'n tantrum te gooi? Niemand nie. My boetie se babietjie is 1 jaar en 'n paar maande oud en hy kry dit al reg om tantrums te gooi en niemand het hom geleer nie. Sonde is in ons van die begin af. Romeine 3 vers 12 skryf die woorde neer wat in Psalm 14 vers 3, Psalm 53 vers 4 herhaal word, waar daar staan, hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. As ek vanmôre van persoon tot persoon in hierdie gebou moet gaan en ek vra vir jou, het jy al sonde gedoen? Gaan almal vir my moet sê ja, anders jok hulle en dan moet hulle sê ja. As ek vir jou moet vra, wie van u het al sonde in hierdie week wat verby is gedoen? Gaan elke liewe een van ons sê ja, anders jok hulle en dan moet hulle sê ja. En in baie gevalle as ek vir u sê, wie van julle het vanoggend sonde gedoen? Al was dit omdat jy op jou kinders gegil het, want hulle was nie betyds vir kerk nie. Gaan baie van ons, insluit in die predikant, moet sê, ja. Almal van ons doen sonde. Die tweede probleem wat ons egter het met hierdie sondige natuur is dat ons onder die wet van God staan. Jy sien, die wet van die Here is baie eenvoudig. Die Here het vir ons die wet in sy totaliteit kom gee. Hy het vir ons gesê, daar is die wet. As jy hierdie wet hou, die hele wet, die wet as enkelvoud, as jy elke liewe verordening, elke reël, elke wet, elke voorskrif in hierdie boek 100% kan hou vir die res van jou lewe of vir jou hele lewe, dan sal God vir jou die beloofde land gee, die Kanaan, dan sal hy vir jou die hemele gee as jou erfgenaam. Maar as jy hierdie wet oortree in een enkele opsig, een enkele keer, dan is jy skuldig aan die wet. In Romeine 6 vers 23a leer vir ons, die loon van die sonde is die dood. Die straf vir iemand wat die wet oortree, is dat hulle moet doodgaan. Dis 'n baie ernstige oortreding om God se wet te oortree. Nou as ek hier die boodskap stop vanoggend, behoort u baie bekommerd te wees. Want wie van u het die wet oortree? Elkeen van u. En elkeen van u is daarom strafbaar onder die wet van God. Elkeen van ons verdien dan die geestelike en fisiese doodstraf wat die wet voorskryf. En God is die een wat die wet uitgedink het. Dis God se wet. God kan nie sy eie wet oortree nie. Hy kan nie sy eie wet verskoon nie. As God sy eie wet oortree, dan beteken dit dat God deur sy eie woorde amper sê dat hy sondig is. En God haat sonde. God is alles wat sonde nie is nie. God kan nie sondig nie. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Vir God om God te wees, moet hy die wet in sy volkomendheid
uitvoer. So as die wet sê dat elke een wat sondig sal sterwe, dan beteken dit dat elke een wat sondig sal sterwe. Daar is geen uitkomskans nie. Daar is geen omdraai nie, daar is nie trane nie, daar's nie gebede nie, daar's nie bekering nie, daar's nie berou nie. Niks wat jy kan sê, dink of doen of gaan of vra of gee is genoeg om jou te red van hierdie doodstraf nie. Mense sê, die Here is 'n liefdevolle God, hy sal ons nie in die hel gooi nie. Dis so goed om te sê, ek pleeg 'n moord en ek staan voor 'n regter, maar ek het daai ou op Facebook gaan opkyk en hy lyk vir my soos 'n liefdevolle regter, so hy behoort vir my te sê, dis okay, probeer beter. Mense sê, ja, maar jy weet, hulle is goeie mense. As ek 'n moord pleeg, maar ek help tannies oor die straat en ek gaan volunteer by 'n kinderhuis, gaan ek nog steeds tronk toe vir die moord wat ek gepleeg het. Mense het allerlei verskonings, maar die waarheid is, die loon van die sonde is die dood. Elkeen wat sondig moet sterf. Maar die res van Romeine 6 vers 23 sê die volgende: want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So hier's wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Die Here Jesus Christus het sy goddelikheid nie roof geag nie, maar mens geword. 'n slaaf geword soos hierdie mense wat hy gemaak het, en hy het onder ons kom woon sonder sonde. Hy het nie 'n aardse pa gehad nie, en daarom het hy nie die sonde in hom geërf nie, daarom het hy nie hierdie begeerte of hierdie vermoë gehad om sonde te doen nie. Hy het 'n perfekte, volmaakte lewe gelewe. En aan die einde van sy lewe het hy aan 'n kruis gaan sterf, nie omdat die Romeine hom gevang het nie, nie omdat die Jode hom veroordeel het nie, maar hy het in elkeen van ons se plek gaan sterwe aan daardie kruis. Dis asof die Here Jesus Christus vir 'n oomblik in tyd jou liggaam, jou gees, jou siel geword het aan daardie kruis, en waar jy moes doodgaan, het die Here Jesus in jou plek dood gegaan. Romeine 7 vers 4 sê, so my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Galasiërs 2 vers 19 sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. En baie belangrik, Romeine 6 vers 6 tot 7, aangesien ons dit weet, dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer sonde sou doen nie. Jy sien, die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, het jy saam met hom aan daardie kruis gesterwe. Daarom is jy dood. Jy het die prys vir die sonde betaal. Hoor wat sê die laaste deel, vers 7 van Romeine 6, wat reeds op die bord is. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Wat daardie vers eenvoudig vir ons leer, is die beginsel dat 'n mens nie 2 keer gestraf kan word vir dieselfde oortreding nie. As ek tronkstraf uitgedien het, omdat ek ietsie verkeerd gedoen het, dan kan hulle my nie weer vonnis vir dieselfde ding nie. As ons in die Here Jesus Christus 1 keer aan die kruis gesterf het vir ons sondes, dan is ons ten volle betaal. Dan is ons ten volle dood en in die volle straf van die wet betaal. Ons klagstaat, ons kriminele rekord is skoon. Daarom is elkeen wat saam met die Here Jesus gesterf het aan die kruis,
toe hulle geglo het dat hy die seun van God was wat gesterf het vir hulle sonde. Daarom is elkeen van hulle vir ewig gered. Jy sien Kolossense 3 vers 3 verkondig 'n pragtige evangelie. Dit verkondig die evangelie van 'n God wat toegelaat het dat ons saam met hom en deur hom en in hom sterwe aan die kruis vir die sonde waarmee ons gebore is, sodat ons die prys van sonde kan betaal. Maar dis nie die eerste beweging. Die tweede en die derde is korter, maar die tweede sê, die verborge lewe begin as ons saam met Christus opgewek is. Lees saam met my Kolossense 3 vers 1 wat sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Jy sien, Paulus gebruik nie net die dood van die Here Jesus as 'n voorbeeld van die werk wat die Here in die Christen se lewe kom doen nie, maar ook sy opstanding. Ons is nie net saam met hom gekruisig nie, maar ons is saam met hom opgewek. Daardie opwekking beteken dat ons op 'n stadium saam met hom weer opgestaan het uit die dood, 'n nuwe mens, 'n wedergebore mens, 'n persoon wat nuut gebore is, nuut geskape is, nuut gemaak is, 'n persoon by wie die ou dinge verbygegaan het en kyk, alles het nuut geword. In Efesiërs 2 vers 4 tot 7 skryf Paulus, maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Jy sien, hy het jou nie net laat sterwe nie, maar hy het jou iets niets gemaak, hy het jou lewend gemaak vir die eerste keer in jou lewe. Die mens wat eers boos was, die mens wat eers vir die hel bestem was, die mens wat 'n vyand van God is, het hy 'n vriend en 'n kind van God gemaak. Die mens wat onder die sonde gestaan het, die het hy regverdig. Die mens wat die sonde as hierdie bose passasier in hom gehad het, het hy kom vervul met die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Die ou mens was 'n slaaf van sonde, die nuwe mens is 'n kind van God. Die ou mens was skuldig onder die wet, die nuwe mens is skuldeloos deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daar is niks wat ek ooit kan doen of sê wat weer 'n vlek kan maak aan die grootheid van hierdie nuwe mens wat die Here Jesus in my geskaap het. Galasiërs 2 vers 16 sê die volgende, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus Jesus en nie uit die werke nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees versadig kan word nie. Ons is gered, niet gemaak, omdat ons eenvoudig in hom geglo het. En as 'n mens wil besef net wat Paulus dink van hierdie nuwe mens, dan kyk mens net na van die woorde wat hy gebruik. In vers 10 noem hy ons 'n nuwe mens, in vers 12 uitverkorenes, mense wat gekies is om die boodskap en die lig van die Here te dra. Hy noem ons heiliges, mense wat eenkant gesit is vir die Here. Hy noem ons geliefdes, mense wat deur die Here bemin en geliefd is. In vers 15 noem hy ons die liggaam van Christus, die bruid van Christus. En wat vir my ongelooflik is van hierdie voorbeeld wat Paulus gebruik is, hoe toepaslik dit eintlik is.
Jy sien, as ek dink aan die lewe van die Here Jesus, nadat hy opgestaan het uit die dood, dan sien ons dat die Here Jesus baie verander het, nadat hy opgewek is. Hy was nie meer dieselfde nie. As 'n mens net die gedeeltes apart moes gelees het, sal dit amper lyk asof mens met twee verskillende persone te doen kry. En die dinge wat Jesus gedoen het, was anders. Partykeer het hulle hom erken as Jesus, ander kere het hulle hom glad nie erken as Jesus nie. Partykeer het hy vir hulle die wonde in sy hande en voete gewys, en ander kere het hulle nie eers geweet hulle praat met hom nie. Hy het in hulle midde verskyn en dan het hy weer verdwyn. Hy het opgedaag en weggegaan. Hy was nader aan sy goddelikheid, verder van hierdie wêreld gewees, verheerlik en veranderd, soos wat ons veranderd is. Maar sy heerlikheid het nog nie ten volle gerealiseer nie. In Johannes 20 vers 17 sê hy vir Maria Magdalena, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Jy sien, die Here Jesus het eers die volheid van sy heerlikheid beleef toe hy weer by God was. En is presies dieselfde vir ons. Wanneer ons saam met hom opgewek word, dan word ons 'n nuwe mens, maar daardie nuwe mens realiseer nog nie altyd heeltemal in ons lewens nie. Ons is nader aan God, maar daar's nog 'n bietjie dinge van hierdie wêreld waarvan ons ontslae moet raak. En stelselmatig, soos wat ons saam met die Here Jesus leef, word ons minder en minder van die ou mens en meer van die nuwe mens wat God in ons geskaap het. Die derde oomblik, en ek gaan klaarmaak in tyd. Die verborge lewe word voltooi as ons saam met hom verheerlik word. Hierdie is die enigste oomblik wat nog in die toekoms is, en ek lees vir ons Kolossense 3 vers 4, waar daar staan, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ek sê dit vanoggend vir u as 'n motivering. Ons weet nog nie eers die grootheid van dit wat God ons gemaak het nie. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verwagting op die openbaarmaking van die kinders van God. Die apostels, as 'n mens hulle verhale lees, het aan hierdie vooruitsig vasgehou, dat ek nou in hierdie lewe soveel as moontlik van hierdie nuwe mens wat die Here my gemaak het, moet ervaar. Dat ek dit elke dag moet soek, dat ek my moet beklee met die nuwe mens. Dat ek moet soek na daardie wese wat die Here Jesus my wil hê om te wees. Maar dat ek uitsien na daardie dag wanneer hy vir ons sal wys net hoe groot en heerlik en heilig en ongelooflik ons sal wees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 17 dat hy ten spyte van die verdrukking wat hy hier op aarde het, so opgewonde is om te sien wie God hom gemaak het, dat hy dit maklik verdra. Hy skryf, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Ek hoop dat vanoggend se boodskap jou inspireer om die ou mens wat doodgemaak is in die graf te los, kind van God. Om klaar te kry met die dinge van hierdie wêreld. Om klaar te kry met die dinge wat ons mee gebore was. Daardie sonde wat ons
hier gehou het. En ek hoop dat jy geïnspireerd is om hierdie nuwe mens wat die Here jou gemaak het, te soek en na te jaag. Dat jy dit sal soek met nuuskierigheid en opgewondenheid. Dat jy nie sal kan wag om uit te vind die heerlikheid wat God vir jou beplan het nie. En dat jy God sal dank elke oomblik van elke lewe, van hierdie evangelie wat hy vir ons gegee het. Aan God die eer, wat ons toegelaat het om saam met hom te sterwe, wat ons lief gehad het en ons saam met hom opgewek het, en wat so ongelooflik is, dat hy ons saam met hom ook sal verheerlik. Prys die Here. Kom ons sluit af. Amen. Vader, as ons net met 'n halwe verstaan van dit wat U vir ons gedoen het alreeds, nie dit ooit sal kan verdien nie, niks kan betaal of vergoed vir U genade en U liefde nie. As ons nou reeds daardeur totaal en al oorweldig is, hoeveel te meer nie die heerlikheid van dit wat U nog sal openbaar nie. Ag Vader, help ons om dood te maak dit wat op die aarde is, en die nuwe mens te word, wat U ons in die Here Jesus Christus gemaak het, om te wees. Deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen, totdat die Here Jesus kom en ons in hom geopenbaar is. Amen.